Dr. Judy Pretorius is in die ateljee en Megan Strydom vandag hier saam met haar. Baie welkom julle. Dr. Judy, ek moet jou nou geluk wens met julle nuwe saamgestelde apteek, maar jy moet eers vir my verduidelik wat op aarde is dit? Wel, dit is 'n apteek wat nie eintlik vreeslik vir die publiek beskikbaar is nie, maar tog ook waar jy verskillende dissiplines kry soos 'n mediese dokter en natuurlik 'n biomediese wetenskaplike en 'n apteker om saam bietjie aan 'n pasiënt se kliniese behoeftes te werk, om te kyk wat is fout met jou, want 10-1 is daar nie 'n kommersiële produk, medisyne beskikbaar nie, en dan kan jy dit fisies gaan maak en jy kan dit gaan maak volgens hulle behoeftes, hulle massa, jy weet, is hulle dalk allergies vir sekere preserveermiddels en dis baie uniek tot hulle. So daar's 'n definitiewe beweging in unieke persoonlike geneesmiddelontwikkeling en ontwerp. So absoluut pasgemaak vir jou spesifieke behoeftes. Nou Megan, hoe verskil so 'n saamgestelde apteek van 'n gewone apteek? Moet jy ook soontoe kom met 'n voorskrif of hoe werk dit? Ja, so dink aan 'n gewone medisyne as 'n standaardproduk wat deur 'n fabriek vervaardig word en dieselfde produk beskikbaar is vir almal. En dit is waar 'n saamgestelde medisyne verskil. Dit word spesifiek geformuleer deur 'n apteker volgens 'n dokter se voorskrif om by die unieke behoeftes van 'n pasiënt aan te pas. En om so 'n apteek eers geregistreer te kry, is 'n ongelooflike deeglike proses van ons baie hoë standaarde en streng regulasies volgens die Good Pharmacy Practice en Aptekersraad waaraan die apteek eers moet voldoen. En ons doel is om te fokus op om die behandeling van die pasiënt aan te pas, eerder as om te verwag dat die pasiënt by die standaardproduk moet aanpas. Ja, dit is 'n baie goeie rigting wat jy inslaan, maar moet ek vir jou vra, in watter omstandighede sal 'n dokter dan nou besluit, maar dalk is hierdie 'n probleem vir 'n saamgestelde apteek om op te los? Ja, so daar's baie situasies waar 'n saamgestelde medisyne 'n groot verskil kan maak. Byvoorbeeld wanneer 'n spesifieke konsentrasie nie kommersieel beskikbaar is nie, of wanneer kinders of ouer pasiënte ander doseervorm benodig, soos 'n stroop in steede van 'n tablet. En ons sien dit ook veral in dermatologie of hormoonbehandeling, waar 'n dokter 'n spesifieke kombinasie van aktiewe bestanddele benodig om 'n sekere veltoestand of kondisie van 'n pasiënt te behandel. Dr. Judy, maar julle is op die einde van die dag, is julle 'n besigheid. So, ek hoor baie goeie pasgemaakte oplossings vir pasiënte, maar ek hoor ook hoër kostes. Is dit nie 'n baie duur ding om te doen nie? Snaaks genoeg nee, dit is want jy doen nie hoë skaalse volume vervaardiging nie. Jy het klein hoeveelhede en kwantiteite nodig vir 'n pasiënt. So en hulle hoef nie eintlik, jy wil nou nie eintlik langtermyn op van hierdie geneesmiddels of saamgestelde produkte sit nie. Dis 'n korttermyn oplossing. En nee, dit ruk nie eintlik die sak so baie soos wat mens teoreties sou dink nie. Nou, julle is bekend daarvoor vir julle innovasie en vir julle navorsing. Hoekom was dit vir jou so belangrik om uit te brei na 'n saamgestelde apteek? Wel, een van die dinge is ek werk met verskeie dissiplines en ek kry altyd, ag Dr. Judy, wil nie dit vir ons maak nie, wil nie dit vir ons maak nie. Dit het net vir my gevoel, hoorie, ek het toevallig gesien ons is nou al oor die 10,000 formulerings waarby ons betrokke is, farmaseutiese formulerings. En dis hoekom ons gedink het dit is 'n goeie tyd om te sê, kom ons ontwikkel iets baie spesifiek en jy kry dissiplines wat saamwerk. So jy kan amper nie 'n fout maak nie. 'n Klomp dissiplines wat op een pasiënt werk om seker te maak wat ook al ons vir jou maak, ons dink nie dit gaan werk nie, dit sal werk. Ons weet dit gaan werk. Wonderlik. Baie sterk. Dit klink vir my na 'n fantastiese nuwe perd wat jy hier opgesaal het. Baie dankie dat jy kom kuier.